Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. Kom ons haal lekker diep asem. Kom ons onthou dat die lewende Here hier teenwoordig is vandag, soos elke dag. En kom ons bid saam. Ons Here, ons loof U vandag as die een wat in ons lewens inkom, wat ons kom aanraak en wat ons vernuwe. Ons vra dat U dit vandag weer deur U woord sal doen, sodat ons ook 'n vernuwende krag vir die wêreld rondom ons kan wees. Amen. Ons lees vandag Johannes 20 en ons lees vers 19 tot 31 en dis alles hierso op bladsy 135 in die Nuwe Testament. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit hulle van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Maar Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didimus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande, en my vinger nie steek in die spykermerke, en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, en tog tot geloof gekom het. Jesus het nog baie ander tekens voor sy disippels gedoen, wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie dinge is egter neergeskryf, sodat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo, die lewe in sy naam kan hê. Ons lees net tot sover, mag die Here elkeen seën wat hierdie woord hoor, en ook daaraan gehoor gee. In Engels is daar 'n baie lelike en volgens my onakkurate spreekwoord, doubting Thomas. Dis baie onregverdig teenoor die man om hom vir altyd twyfelende Thomas te noem. Petrus was nie vir altyd bang Petrus of verloon Petrus nie, en die disipel wat in Markus sy klere verloor, was nie vir altyd Johannes Markus Adams gewaad nie. Maar ou Thomas kry hierdie lelike bynaampie, twyfelende Thomas. Thomas is 'n geweldig interessante karakter in die Johannes Evangelie. Thomas het die bynaam Didimus gehad, wat beteken tweeling. Hy was waarskynlik een. Ek het al baie gedink watter kaskanades ek en my teoretiese tweeling sou kon hê. My skoonpa het ook al vir ons vertel van al die poetse wat hy en sy tweelingbroer gebak het. Maar die Thomas wat ons van lees in Johannes, het geen skelmstreke in hom nie. Hy tree glad nie op soos wat ek sou, as ek 'n tweelingbroer gehad het nie. Ons lees van 3 opmerkings wat die man maak in die hele Johannes Evangelie. Die eerste een is wanneer Jesus gevra word om na Betanië te gaan, want Lazarus is dodelik siek. Betanië is waar die mense vir Jesus wou stenig, so die apostels was natuurlik versigtig. Thomas het die waagmoed om nog altyd oor Jesus 'n bietjie sarkasties te wees. Thomas sê as Jesus sê hulle moet Betanië toe gaan, laat ons nou maar ook Betanië toe gaan, sodat ons ook doodgemaak kan word. Hy het nog nie verstaan wie Jesus is nie, maar om dit te sê, vir God. Die tweede opmerking is wanneer Jesus en die 12 apostels die eerste nagmaal eet. Jesus vertel van hoe hy gaan vertrek en die ander disippels, hulle sit mooi en hulle behou hulle kalmte. Nie Thomas nie. Hy is die een wat met die sak patats uitkom en sê, Jesus, maar ons verstaan nie, waarheen gaan nie.
So Thomas is dapper, hy's baie eerlik, en hy's dapper en eerlik meer as wat hy kleingelowig is. Die derde keer wat Thomas in die kollig kom, is hierdie 2 keer in vandag se skriflesing. Jesus se eerste verskyning in Johannes se weergawe bevat ook die uitstorting van die Heilige Gees. Ons weet dat in Grieks en Hebreëus is gees en spook, asem en wind dieselfde woord. So Jesus se asem wat op hulle geblaas word is die Heilige Gees. Jesus sê ook, ontvang die Heilige Gees. Ons sou dink dit moet teen Thomas stel, dat hy dan nie daardie aand by die disippels was nie en dan nou nie die Gees ontvang het nie. Waar was hy? Hoekom was hy nie by sy vriende nie en is daar dan nou 'n stadium wat Thomas die Gees ontvang het of is hy nou nie so bemagtig soos die ander nie? Nie so vinnig nie. Hoekom lees ons was die deure gesluit in vers 19? Ons lees hulle het vergader, maar hulle was nie besig om vergadering te hou nie. Hulle was net by mekaar. Hulle het by mekaar gekom. Hulle het saam weggekruip. Jesus se volgelinge was besig om weg te kruip vir die mense wat Jesus na Pilatus geneem het. En Jesus breek deur hierdie angstigheid en moedeloosheid en letterlik deur die geslote deure en hy sê vrede vir julle. Dis vir my as moderne Christen so troos om te weet jy kan die Gees hê en onseker wees. Thomas het nie weggekruip nie, hy was nie daar gewees nie, so miskien moet ons hom eerder dapper Thomas noem. En die verandering in Jesus se vriende deur die Heilige Gees is ook nie so drasties soos in Handelinge nie. Aan die einde van Lukas is daar nog baie vrees en onsekerheid en dan Handelinge volg op. Lukas in Handelinge 2 verander die apostels handomkeer en is hulle klaar die mense wat hulle later sou word. In Johannes is daar 'n baie meer geleidelike oorgang. Die deure is nie net gesluit in vers 19 nie, maar ook in vers 26. So 8 dae nadat Jesus hulle gesien het en hulle geseën is met die Heilige Gees, is hulle nog steeds besig om te kou aan hierdie nuus. Jesus lewe. Dis 'n paar traumatiese weke, want Jesus is vervolg, hulle het weggehaal, Jesus is dood en nou lewe hy weer. In Johannes 21 nog steeds sonder dat hulle vir mense begin vertel het van Jesus, vang hulle vis. Nou, ons sou dink, iemand wat onder leiding van die Gees is, dadelik vir Jesus herken, dadelik vir mense vertel wat gebeur het. Maar nogal nie. In Johannes werk die Gees meer soos wat ons die Gees beleef. Hulle voel iets, maar hulle is nie altyd 100% seker hoe om volgende te maak nie. Kom ek vra jou so. Een van jou beste vriende kom kuier vir 'n dag in Victoria Wes. Hulle kom kuier vir al julle ander vriende, maar nie vir jou nie. Hoe sou ons voel as dit met ons gebeur? Ek sou dit nie geniet nie. So al wat Thomas vra is om dieselfde ontmoeting te hê met Jesus, as wat die res gehad het. Dit was waarskynlik nie net die 10 apostels nie, maar Maria Magdalena en 'n klomp ander volgelinge ook. So die sirkel van mense wat Jesus gesien het, raak nou al baie groot en Thomas voel uitgesluit. En net soos 2 weke gelede met Maria Magdalena, sê die disippels vir Thomas wat hulle beleef. Al wat hulle sê. Ons het die Here gesien. Hy wil ook die Here sien. Dan raak hy 'n bietjie parmantig. As hy nie sy vinger in Jesus se wonde sien nie, sal hy nie glo nie. Vat so. Dit klop met ons kennis van Thomas as persoon. Hy's eerlik en hy's nie bang om te sê wat hy dink nie. Ons lees hierna iets van Jesus se amper bo-menslike liefde en geduld in hoe hy Thomas behandel. Ou Thomas, kom hierson. Bring sommer daai stoute hand van jou ook. Thomas was vir 8 dae lank skepties, maar toe was hy vir die res van sy lewe heilig oortuig. Ek het al baie genoem in die verlede dat in Grieks is geloof en vertroue dieselfde woord. Die Heidelbergse Katekismes sê ons is nie net oortuig van God se bestaan nie, maar ons vertrou ook in God. En hier met Thomas sien ons dit amper in aksie. Soos wat hy sien Jesus lewe, word hy ook oorreed van die inhoud van die ander se getuienis. En onmiddellik gaan hierdie inhoudelike oortuiging oor na persoonlike vertroue in Jesus. Sy reaksie is nie, ek sien dat u Jesus regtig opgestaan het nie. Thomas bely, my Here en my God. Thomas is nie net 'n man sonder slim praatjies nie, hy weet ook wanneer is hy geklop.
Nou kan hy nie meer Jesus se mag oor die dood ontken nie, en hy vereer vir Jesus as God. Jesus wys vir ons deur Thomas, dat selfs gewone, praktiese mense geloof kan hê. Thomas was 'n geharde realist, en selfs hy kon iets van Jesus se goddelikheid beleef. En ongelukkig is Jesus nie meer liggaamlik op aarde nie, want wat sou ons nie alles gee om aan Jesus te kon vat nie. Maar niemand wat Johannes vir die eerste keer gehoor het Jesus fisies gesien nie. Johannes is die heel laaste van die evangelies geskryf aan mense nader aan 'n posisie soos ons. Dis hoekom Johannes uitwys dat Jesus sê gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, maar glo, want dis Johannes se gehoor. Toe Jesus vir sy vriende sê vrede vir julle, was dit nie net sommer 'n groet nie, dit was 'n seën. En dis wat die Heilige Gees kan doen ook in ons lewens. Meeste van ons het maar ons bekommernisse. Baie van ons boere is tog te bly oor die reën, maar nou is dit weer peste, nou is dit bloutong. Baie van die ouer dorpsmense is bekommerd oor die toekoms van die dorp. En van ons is bekommerd oor ons ouers, ons vriende en ons familie. En ek ken mense wat werk soek. Daar's siektes, kroniese siektes, psigiatriese siektes, afhanklikheidssiektes. Party van ons is bekommerd oor ons belangrikste verhoudings. Dis nie dat meeste van ons nie goeie redes het om na vrede te smag nie. Ons het. Dalk het ons vandag 'n paar mense wat voel soos Thomas voordat hy self vir Jesus gesien het. Ek loop iets mis, want geloof is dan vir almal behalwe vir my. So maklik en so eenvoudig. Maar dit is nie noodwendig nie. Van die 11 apostels sien 3 keer bewyse van die opstanding voordat hulle begin rigting kry. So ons moenie onsself verder onder druk plaas as ons krisisse van geloof beleef nie. Jesus doen dit nie met Thomas nie, en hy doen dit ook nie met ons nie. Jesus verstaan jou. Jesus verstaan jou situasie en bied nog steeds vir jou vrede aan. Dis dalk nie presies soos jy die toekoms sien uitspeel het nie, maar dit is ook nie die ergste nie. Jesus kon vir Maria Magdalena, Petrus, Johannes en selfs ons eie ou Thomas vrede gee. Die owerhede was nog altyd op hulle spoor en hulle het nog steeds hulle eie vrae gehad, maar deur vir Jesus te volg het hulle vrede en betekenis ontvang. Vandag sê Jesus ook vir elkeen van ons, vrede vir julle. Amen. Ons Here Jesus, ons loof U vandag daarvoor dat U vir ons 'n lewe van betekenis gee en dat die opstanding vir ons wêrelde oopmaak. Dankie dat ons verseker is nie net van die ewige lewe nie, maar ons sien met Thomas U genade en U liefde ook vir ons. Selfs al is ons minder as modelgelowiges. Help ons met ons geloofsreis en seën ons met U vrede. Amen.